Ons gesels nog oor posttraumatiese groei en vandag se tema is 'n nuwe identiteit in Christus na trauma. Dit is vir my opvallend hoe mense sukkel om te weet wie hulle is en wat hulle beteken nadat hulle trauma beleef het. Trauma hou jou so gevange in jou pyn, dis alwaar jy kan dink. Dit voel asof dit al is waaroor jy kan gesels, want jy voel so vasgevang in daardie gebeure wat jou seer gemaak het. Anders gestel, trauma kan jou identiteit word. Die interessante perspektief wat Paulus bring na sy quota van trauma, en hy het baie daarvan beleef, is dat jy nie gedefinieer word deur jou trauma nie. Jy word gedefinieer deur die transformerende werk wat Jesus vir jou en in jou doen, en vir ons almal kom doen. Hoe skryf hy dit in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 17? Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Nou vir jare het sielkundiges gewerk met die konsep van posttraumatiese stres, en dis asof daar nie gesien word dat daar posttraumatiese groei moontlik is nie. En as 'n persoon dan eers die naam gekry het van jy ly aan posttraumatiese stressyndroom of posttraumatiese stres, dan het dit op die einde jou identiteit bepaal en geword. Nou gelukkig wys hedendaagse navorsing dat posttraumatiese groei juis moontlik is. Volgens navorsers soos Tedeschi en Calhoun beskryf hierdie groei dat mense na 'n diep trauma 'n nuwe waardering vir die lewe kan hê. Hulle ontwikkel baie sterker verhoudings, as ook 'n nuwe en herskepte sin van self, van hoe hulle dink oor hulle self. Hulle vorm met ander woorde 'n nuwe identiteit wat ruimer is, en ook trauma kan insluit in hulle identiteit, maar hulle gaan verder as die trauma. Hulle gaan na 'n meer vervullende identiteit. Trauma is net 'n aspek van 'n mens se storie. Dis nie jou hele storie nie. Terug na Paulus. In Christus word ons 'n nuwe skepping wat gemaak is en gevorm word deur sy genade. Ons word gevorm in die rigting van, soos Paulus sê, 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat vir ewig bly. Leef geïnspireerd.